Hoe lyk die toekoms van mekanisasie, nee? Wel, ek weet nie presies nie, al wat ek weet is, jy gaan meer moet doen met dieselfde trekker. Nou daar's nou niks waarmee jy so baie kan doen soos met 'n Valtra nie. Devin gaan my gou so 'n bietjie meer vertel nie. Ons gaan so deur die hele reeks gaan hierso. Sien julle daar, ons begin met die lelikes, dan gaan ons so deur, dan raak hulle al hoe mooier, nê? En 'n bietjie ouer. En sien julle daar agter, nê? As die nat nuus. Kom ons kyk 'n bietjie. Right. Devin, hoe lyk dit? So bestel jy? Nee wat, doodstil, rustig Mag nie dat ek so lelik noem omkom. nie. Hæ? Jy mag nou nie lelik noem nie. Man, hierdie is heel, die kleur is nie vir my so mooi nie, maar regtig nee. Sê jy nou vir my 'n BH is die mooiste trekker onder hierso, nee. Hy's nie die lelikste. Maar luister nie, dit gaan nie oor hoe hy lyk nie, daai gaan oor hoe hy werk, Yes. nee. Okay, kom ons begin hierso by die kleiner goede. Ek wil eers by jou gehoor, nee. Jy weet is hierdie, ons het gister het ek met iemand 'n gesprek gehad. Ek dink hierdie is die tipe tye in landbou waar dit, as jy sê net maar 7 keer 'n ding bewerk of whatever en daai werk vir jou, nê, dan hou jy aan om dieselfde ding te doen. Skielik jare soos hierdie forceer ons half 5 keer te werk. 5 keer te werk, uit die boks uit te gaan dink, sien hoe kan jy daadwerklik heeltemal iets anders te doen om dieselfde resultaat te kry, al daai tipe van goeters. En ek dink dit is waar 'n Valtra verskriklik ernstig na die party toe kom en sy hand opsteek om te sê luisterie, maar ek kan actually vir jou alles doen. So kom ons begin sommer, ek wil hierdie is nou die heel klein wingertrekkertjies hier. Die groot voordeel van hulle, dis 'n baie swaar trekker vir sy grootte. Ja. En soos Valtra is baie bekend vir sterk PTO, so en dis waarvoor dit gebou is. So jy kan groot spuite by groot bulte gaan optrek en daarin spaar jy geld. Dis 'n groter spuit is minder ry en te gaan volmaak, dis meer effektief en dan natuurlik brandstofverbruik is massief met die tye waar ons nou sit. So elke bietjie wat jy brandstof kan spaar op hierdie goed is baie geld wat jy dan in jou sak kan terugsit. Hierdie trekkertjies ook, hulle het constant pumping met die elektriese skakelaar. Hierdie trekker het 'n ongelooflike groot neus op hom, maar die rede vir dit is hulle die intercooler bo op die radiator gaan sit. Yes. En dit maak dat jy baie beter verkoeling en lugvloei en goed deur jou verkoelingsstelsel het. Ja. So daai groot neus het 'n baie belangrike doel. So hy het actually 'n goeie doel daar. Ja. En jou BOA reeks is meer eenvoudige reeks wat die Finse reeks is, bietjie meer basiese radkas. Maar hierdie is die tipe trekker wat jy 'n ripper of 'n ploeg of 'n lekker swaar trek implement op hak en hy gaan elke dag in en uit net op en af ry en jy hoor nie van hom nie. Dis net. Maar met dit gesê, die trekker nog steeds 170 liter 'n minuut se geslote hidroliese stelsel. En hy is ook klaar auto-steer ready. So alhoewel dit 'n basiese trekker is, kan jy nog steeds al jou presisiewerk en groot planters en so aan ook met hom getrek met die baie olievloei. En ek bedoel as jy gaan kyk na hoe hulle gebou is hier aan die agterkant, nê. Jy sit nou legit met nie te veel tierlantuintjies en dinge nie. Dis lekker wat ek hou van hom is, dis lekker oop, jy kan lekker maklik by goed uit. Dis lekker oop, jy kan maklik skoonmaak daar en ek wil jou hidroliese stelsel ook heeltemal apart van jou radkas. Ja. So hidroliese pompe sit hier bo, hidroliese tank sit voor en jou radkasolie kyk jy nou agter. En ek meen as jy het gesê hoe lyk wat is die radkas wat ons het op hom? So hy het 'n 3-spoed power shift en dan het hy 'n A en 'n B en 'n high medium low. So dis basies 6 ratte met 'n met jou 3-spoed power shifts dan by. En dit is lekker eenvoudig. Jy weet wat ek van hou is, nê? Hierdie is 'n trekker, nê? Alles sit op die plekke waar hulle moet sit. Dis maklik en eenvoudig. Daarso is jou remotes. Daar's jou lift. Sien tot ek weet al, daar's jou lift en daai goed te stel en daarso sit jy met jou steering maklik. Ja, so dis 'n baie lekker enige ou kan hierdie trekker klim en ry. Daar's niks fancy goed om te stel of enige so iets nie. So baie lekker basiese, baie betroubare trekker. Right. Okay. Nou kom ons by die regte, hoe noem dit, die versatile gedeelte, nê? So nou gaan ons, hier is nou op 235. So basies hierdie is nou die Brasiliaanse reeks, die geel reeks.
dan gaan ons oor na die Finsterreeks. Ja. En hulle begin al die pad aan daai kant is na die 135 perkrag. Miskien moet ons daai kant begin, dan vang ons begin hom daai kant, so. begin met die kleintjies en gaan groter. Ja, dan vang ons hom so op. Ek moet weer 'n bietjie hier. Ja, so dit is ons klein A-reeksie. Ja. So dit is die heel kleinste trekker in die reeks. Ook hoe kan ek sê 'n bietjie meer basies as in die cab kyk. 4-spoed power shift radkas en maar baie lekker 115 perdekrag en vir jou ligter werke en kleiner plaas en so aan 'n baie lekker trekker. En ek sien daai joystick besigheid wat hy daarso het. Ja, so one place werk alles. Jy het jou power shift daai ranges, jy het tot 'n air seat ook nog steeds in die trekker. Het hy air seat ook? Hy het 'n air seat in en as jy kyk na die agterkant van die trekker, hy het nog steeds 'n baie fris agterstel vir die grootte van trekker. En jy sê hy is hoeveel perdekrag? Hy is 115. 115. So hy gaan van 'n 105 tot 'n 115 perdekrag. Uitstekend. So dis tot en met 86 kW. Sê gou vir my, en as ek nou kyk rondom jou die toontrek, né? Yes. Klein stuurwieletjie. Van waar af is dit dat hy begin 'n opsie raak? Nee, so van die N-reeks af, so van 'n N-reeks tot die S-reeks, is die opsies dan basies alles dieselfde. Die cabs, die skerms, daai gedeelte bly dan alles basies So alles bly dieselfde, dan moet net af wat ek sien soos jy kry dan twee opsies in die T en die S. Jy kry active wat soos daai nou as jy nou kyk, waar die meganiese levers het en dan kry jy soos die ene wat die verso is wat die vol elektro-hidroliese stelsel het en met auto guidance en volle presisie alles standaard kom. So afhangende van hoe tegnologies jy die ding wil hê, kan jy omskap. Dit hang af wat jy benodig het. Nou as jy nou glad nie presisie en autosteer gaan gebruik op die trekker nie, is dit nutteloos om die ene te koop. Dan koop jy die bietjie meer basiese ene. Die res van die trekker bly presies dieselfde. So die engine, die radkas, alles is presies dieselfde. Dit is basies net die hidroliese welblok tot die hidroliese pompe is dieselfde pompe. So albei van dit die T's en die S, N's en T's het albei 160 liter minuut se hidroliese. En ek dink julle vryk my nou hier met die kleur, nee, maar daai wat op die punt staan is nie 'n N-series nie. Dis 'n T. So hier's twee ene langs mekaar. Ja. Hier's 135 perde en 155 perde. Die rede wat ons die twee eintlik net hier het, is hierdie kleintjie hier met die voorlift is in die Verso met die dubbelskerms. Selfs as wat ons nou die dag in die S gesien het en dan hierdie 155 hier is ook 'n autosteer ready trekker en alles nog steeds, maar hy het meganiese hidroliese valves. Hy het nog steeds 'n vloeibeheer, maar is meganies. Ja. En hy het die klein stuurwieltjies werk nou baie lekker op keilvoerkerwers en ouens wat bone uithaal. Hierdie is een van daai video's nee, wat 'n tegniese glitch elke nou en dan vir julle van iets is, so julle moet bear with us hier, dis live, rou soos wat hy kom. Wat is die snaakste ding wat jy nou al gesien het wat iemand met 'n Valtra aangejaag het? Yes, jy moet nou begin dink want daar's baie. Ja, nee, daar's baie, maar ons al ook ouens gekry wat hulle daai hoë baalvirke voor op die neus sit. Ja. Hoekom jy sê ons lekker kan sien. Ja. Ons het ouens soort keilvoer, keilvoerkerwers, bone uithalers. Dan kry jy natuurlik die malshers, daai tipe goed in die woud. Yes. En hulle sit hulle dan op die agterkant. Op die agterkant ry agteruit met die klein stuurwieletjie. Ons het al ek kan natuurlik die spuittanks voor, spuittanks agter, is redelik normaal. Niks met Walter is eintlik snaaks nie, want nie vir jou nie, maar jy moet onthou nee, vir ons ander wat normale trekkers ken, nee, dan as die ding verkeerd om in die pad afkom, dan skrik ek my dood. Ons het al 'n dubbeltolhark voor op 'n voorlift gehad met besems op wat pekenete gevee het. Dit was redelik uniek. So jy kan tot dit met hom doen as jy regtig dan wil. Tot dit doen, ja. Ja, want ek meen soos daai die Active, né? Ja. Want hy kom nou met 'n
front linkage gespek. Ja, so daai is nou 'n versie met die front linkage daar, maar Kan jy ek hom kan kry met 'n PTO by? jy kan ja. So Ja. daai was uit en uit net dit was vir 'n kliënt so gespek, front link sonder PTO. So al die Valtra trekkers is tuisgebou of custom built. So as Ja. jy trekker, hierdie trekkers hier is, het ons almal bestel volgens wat ons reken 'n redelike standaard spek of 'n gewilde spek is. Maar jy kan mos kom sit en sê hoorie, ek soek groter bande, ek soek swart rims, ek soek front linkies en PTO, ek soek meer ligte, ek soek minder ligte, ek soek die swart cab, letterlik wat jy hart Teken hom soos jy lus is. Teken hom soos jy lus het en besluit wat is vir jou die belangrike deel, wat is vir jou die moeite werd. So sekere opsies gaan jy dalk sê dis bietjie duur, ek glo nie regtig moeite werd nie, maar vir jou boerdery is dit seker goed wat belangriker gaan wees en jy gaan dit nou byvoeg. So sê net maar front linkage en air suspension. Een nou gaan sê jy's front linkage help my baie, kan die gewig verder vooruit en hy het baie varierende goed wat hy agterop haak, so hy wil die gewig baie verander. Front linkage pas hom. Volgende ou sê geef my 'n vaste weight, maar ek soek eerder air suspension en ek gaan side tippers met my trekker trek, so ek kry ligremme by. Party ons sê hy het niks met ligremme nie, hy soek net die hidroliese remme wat ons standaard opsit. So alles is jy kan 'n trekker pas bou vir jou plaas wat die koste van jou trekker ook baie beter gemaak het. En dat jy meer goed met dieselfde ding kan So jy doen, kan hè? vir dieselfde prys meer goed kry wat jy kan gebruik en meer goed afval wat jy nie gebruik nie. En julle Ja, nou so die hierdie wat is- soek hy so julle nou die ander Hierdie is om eintlik te versnee? dis een van die eerste twee wat ons ingebring het. Ja. Dit is eintlik van ons eie plaas af. Die ander ene werk. Hy's nog 'n Valtra wel met. Hy's eintlik 'n Sisu wel met. Ja. Maar ja, die stickers is nou ons het maar respruit en nou nie heeltemal die oorspronklike stickers op nie. Ja. Maar dis een van die eerste twee wat in die land ingekom het in 96. Ja. En hierdie ene, ons is nie heeltemal seker oor die ure nie, maar tussen 40 en 50.000 ure wat die trekker op het. Ons het 2 jaar terug toe Seker nie met daai stel tyres Nee, hy het 'n paar stel tyres gegaan. En maar ons kon nie meer die tyres wat hy opgehaal het en dan moet bring nie. Sou nie gewerk het Nee. nie. Maar En, as ek maar die reg ander een, die ander een wat saam ingekom het, werk nog steeds op die plaas elke dag. So hy hardloop nog hy hardloop nog steeds. steeds. Hierdie een het ons net besluit ons wil hom bietjie om die eerste een in is bietjie Ja. mooi maak en bære. Is ek reg as ek sê jy het nog as 'n klein laaitie daai ding uit die container Ja, uit so ek nog die goed van die lorries afgehaal. want hulle op van die lorries afgehaal want hulle wel ek kan dink dat jy opgewonde was om dit te doen, hè. Ja, ja. En dan hierso het julle die voorloper van hom, Ja, hè. so hierdie een is 'n 1953 modelletjie. Ja. Ja, hy het nie nuut in Suid-Afrika aangekom nie. Ons het hom 'n bietjie later ingevoer. En hy het 'n bietjie het julle hom ingevoer Ja, nee, ons het hom ingevoer. So So hy dis wel met 15, dis nog petrolparafin weergawe. Ek het gesien op daai video wat jy pa so tof Ja. daar deur hardloop, nê. Maar ja, dit wys net 'n bietjie hoe baie ons in Valtra is 'n redelike, hoe kan ek sê, 'n nuwe brand. Maar ek bedoel die Volvo, hierdie trekkers en Volvo het hulle trekkers baie tyd gebou en in later jare het hulle toe saamgesmelt. En Volvo kom van Bollinger & Munkel af wat hier van die 1800s af al kom. So dis eintlik 'n baie ou trekkerlyn. As Klink jy al of die jy pad goed terug gaan. gedoen het met geskiedenis op skool. Sê jy? Klink of jy goed gedoen het met geskiedenis Ek op het net 'n skool. bietjie boek gelees. Maar as dit kom by trekkers dan maak Daai dis lekker geskiedenis daai. 54.000 uur wil jy vir my sê en hy het nog dieselfde engine in. Sy engine is al geoverhaul een Ja? keer. Presiese ure gaan ek bietjie vir jou lieg. Maar ja, so ons het hom oopgemaak, pistonsringe alles, maar selfe blok, selfe ja. Al goed. Maar ons het overal en dan gedoen gaan jy. en ons het al beerings op die radkas gedoen. Maar ek meen vir daai ure. Vir daai dis ure niks. ja, nee, en so ek sê die trekker is al 30 jaar oud. Hoeveel kilowatt het hy? Ek dink hy was 64 as ek nie verkeerd is nie. Iets in daai koers. Ja. Nou van 64 af na die dik horses toe, nê. Nee. Ja, so daar sit Is julle nuwe 2? Ja. So die Q-Rex het 'n lekker gaping ons lyn volgemaak. Daar was 'n redelike sprong as jy daai T-Rex hier daar vat na die S-Rex wat hier sit. Daar was 'n redelike groot gap in die lyn daarso. En ja, so die Q het nou ingekom is basies hy het dieselfde engine as die T-Rex, die 7.4 liter. Yes. Maar die S4 se radkas. So uit die CVT uit die 374 af aan. En dit maak nou net 'n lekker hy's bietjie kleiner, bietjie meer kompak, maar tot met 300 perde en hy het Premium gespek. premium in die gespek. mark. Nee. Hy het ook baie lekker vir plant en daai tipe doeleindes.
Hy het Ek dink dit sal die perfekte baller trekker ja, wees, hy nee. 'n en quick pack, nee. hy het 200 liter 'n minuut se olie op 1600 revs. Yes. So as jy planter trek, jy wil nie heeltyd op vol revs, jy het nie altyd die trekkrag nodig nie, maar om die olie te kry en daai tipe goed moet die ouens altyd revs. So die trekker is 200 liter op 1650 revs. Dan sit jy jou drivetrain in eerste rad en jy sit jou olie in tweede rad. So die lekker ding is omdat hy daai die Vario radkas in het, is jou spoed. So jy kan op 1600 revs hard, jy het vol hidro. Hy het wat noem dit? Hydraulic assist. So as jou planter of wat ook al jy trek meer hidroliese olie nodig het, dan rev hy outomaties op. So as jy op die punt van die land is, gaan die trekker hoër rev om jou planter op te tel en al daai klas van goed. As jy dan in die ry is, gaan jou revs net verder val tot hy op 'n plek kom waar hy nou gemaklik is met die krag wat hy kan lewer. Hy kan ook dan as jy jou revs vol maak, dan vol oopmaak gaan hy amper 260 liter 'n minuut toe. Luister, ek gaan maar kos wat hy is, nee. Ouens soek na 'n alternatief vir 'n 8R410. Ek neem aan dis hy hierdie, nee. Dis hy hierdie. So die ouetjie ja, ek wil die S4 was 'n baie gewilde trekker. Sy trekker was die krag baie goed by grond neersit en dis om ons wegkom met die single wiele. Yes. Maar jy kan hom nou ook as jy nou 'n planter gaan trek of so tipe iets waar jy nou tussen die rye kom, kan jy nou smaller wiele en dubbel wiele alle specs as jy wil. En tegnologie gewys, ek meen ons het nou die dag vir die van julle wat nog nie gesien het, jy gaan kyk daai video wat ons in daai ding ingeklim het. So hy staan vir niks terug. As jy mooi vra het jy jou bakkie ook was. En dan die ander lekker ding wat nou met die nuwe weergawe ons gesien van die ouens kort bietjie meer olie op die planters en so aan. Yes. En die trekker het nou 400 liter 'n minuut se olievloei. 400 liter. So ek glo nie daar's iets wat hy nie sal trek nie. Hoekom vat hulle hom nie net te sit hom maar by die Strait of Hormuz deur want hy kan al die olie deur pomp al die olie, ja. Sit die pyp by die tank in en die ander pyp agteruit. Uitstekend, Devin. Dankie baie. Dankie. Right, so luister hierso. Kyk na alternatiewe in die mark. En hulle is goed geprys, né? Nee? Hulle is goed geprys en baie ligte brandstof. Veilige brandstof, goed geprys. Daar's ook net die alternatiewe waarvoor jy soek. En die lekker ding is, jy deel met die family, né? Nee. Dis die van Farm Space af tot volgende keer. Groete.